Ek wil 'n tema vanoggend met julle deel. Die ding wat ek wil sê is, gaan ons bly of gaan ons ry? Gaan ons vorentoe gaan? Daar is 'n verhaal in die Bybel in Exodus van Moses. Moses het so 3300 jaar terug geleef. Dit is baie jare terug, maar Moses was 'n ou wat ek in elkeen van ons raak. Ek sien in elkeen van ons in Moses raak. Julle almal ken die verhaal van Moses. Die volk was in Egipte gewees, hulle was slawe gewees. Hulle was nog nie 'n volk nie, hulle was nog net die Hebreërs gewees, hulle daar in Egipte was hulle slawe gewees. En toe lees ons in Exodus 1, hierdie verhaal van hierdie kind wat gebore is, 'n wonderkind. Nou, net daar kan jy elkeen daarmee identifiseer. Die feit dat jy gebore en groot geword het, is jy 'n wonderkind. Want elkeen se geboorte is 'n groot wonderkind. Almal wat lewe het die wonderwerk gedoen. Maar hy het nie net die wonderwerk, hy leef deur hierdie Nylrivier. Die Nylrivier is nog steeds 'n baie groot rivier. En as jy daar by die Nyl is, en jy kyk sy na die oorkant toe, dan moet jy 'n verkyker nodig, want dit doen ver. Dit is 'n groot rivier, baie groot rivier. En sy ma het hom as 'n babatjie in die rivier gesit en gesê, soek vir jou toekoms, kry vir jou toekoms. En hy het dit so lang in sy lewe gebeur. Dan beland hy in die vader se huis en hy kry hierdie fantastiese opvoeding wat geld nie kan koop. Hy word soos 'n koning se kind behandel. Hy was die boetie van die prins. En hy word hierdie fantastiese ou wat opgroei in die Egiptiese koninkryk. Maar ons sien hy bly patrioties teenoor sy mense, teenoor sy volk, teenoor sy taalmense, sy Hebreërs. Dan sien ons hy is 'n leierfiguur, hy styg 'n bietjie uit as 'n leier, want wat gebeur daar in Egipte? Hy sien Egiptenaars slaan die Hebreërs en hy voel hartseer van die Hebreërs en hy wil hulle red en hy spring in om die Hebreë te red en daar slaan hy die Egiptenaar dood. Seker per ongeluk. En hy steek hom al onder die sand weg en hy is vol. Dit is soos ons dit maar sal doen. Ons het baie seker bravade oor ons dinge doen en dan later ons so 'n bietjie onder die sand wegsteek. En dan word hy 'n vlugteling en hy vlug ver weg. So nou kyk ek klaar by hy wegvlug. Hy vlug na Midian, baie ver van Egipte. So wat ons by Moses sien, is hierdie verskriklike bravade. Hierdie durf, ek onthou toe ons in die weermag was. Jy is so vol, ou soos Frik wat in Paradise was. Jy spring sommer uit die vliegtuig uit, vir jou land, vir jou volk, vir jou mense. Jy storm daar in die bosse in en jy gestuur terroriste. Jy doen nie iets. Jy is vol van die bravade. Hy was ook 'n man wat geregtigheid nagejaag het. Hy wil regverdigheid laat geskied. Want toe daai ou slawe geslaan is, die wil hy die hele te staan reg sien. So hy het geregtigheid gehad. Hy was vol van die waagmoed. Vir 'n ou om te vlug 300 km of 600 km ver na Midian toe, reg deur die woestyn, reg deur die berge, tot in 'n vreemde land, moet jy baie waagmoed hê. Dis soos as ek nou vir jou 'n fiets gee en sê vir jou, gaan na Zambia toe, gaan bly daar in Zambia. Jy moet hierdie deur Botswana doen, maar gaan die spanne moet jy loop op fiets ry en daar. Dis verskriklike waagmoed. Ons sien hy was 'n baie onafhanklike ou gewees. En so alleen jou skoolsakkie te vat en te trek, is baie onafhanklik gewees. En dis hoe baie van ons is. Ons is baie onafhanklik. Ons is soort van die waagmoed, ons is bravade, ons is baie dinge wat ons doen. Hy was eintlik Moses 'n vreeslose ou gewees. En dis hoe ek sê dat die Afrikaners ook maar sien, hulle is baie vreesloos. Hulle doen hulle dinge, hulle doen enige ding wat die mens kan doen. So 'n kaart van waar Moses vlug het. Hy daarvan het Moses gekom aan die linkerkant
En hy het reg oor hierdie skiereiland, die Sinai skiereiland het hy gevlug, tot in die regterkant van hierdie Rooi See hierso, daar is Midian. Daar Midian het hy gaan bly. En hy het hom gevestig in Midian, baie suksesvol. Het vanaf daar by die punt, het hy gewag, en sien hy die meisiekies kom hulle skapies, dors les, en hy die meisiekies vanaf gehelp, en hy vanaf om daar aanstaande vroukie opgespoor, en die sin begin, daar aan die vreemde, en hy daar was sy skoonpa daar gebly, en sy familie daar gevestig, en hy was baie gelukkig, hy het 40 jaar lang, het hy Midian gebly. So hy was gevestig daar. Dis langer as wat hy nie in wereld het. So, ek weet nie lang dat hy in wereld het, maar hy is nog nie 40 jaar. En hy het baie betekenis vir homself gevestig daar. So hy was suksesvol en baie gemakkelijk gewees daar waar hy bly. Nou dis omtrent waar ons allemaal is. Ons het hierdie grootword jare gehad waar baie braaf was, en bevestig ons baie respect en eindelijk met ons gesinne en alles. En toe gebeur daar hierdie ding met Moses. Ons lees daarvan dis die gaan oor die brandende bos. Hy sê die woestyn, hy doen om die skaap opgepas, en hier begin het bos te brand. Maar die bos brand nie uit. En hy weet dadelijk, hier is iets aan die gebeur. Hy weet dadelijk dit. En toe begin God met hom te praat. Ons lees dit in Exodus 3 vers 7. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkreet oor die slaweryders gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Peresiete, die Hewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek vir jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte uit kan bevry. Jy nou mooi gehoor wat gebeur die gedeelte. God sê, hy die noodkrete van sy volk gehoor, hy het afgekom om hy gaan hulle verlos. Hy gaan hulle red uit die mag van die Filistyn en hy gaan hulle in 'n nuwe land ingaan. Maar Moses, jy moet dit doen. God gaan dit doen, maar Moses word nie daar aangewys. En dis presies wat met my en met jou gebeur het. God hoor baie noodkrete. En hy slaan aftal, en hy kom af, en hy sê, hy gaan dit help, hy gaan ons uit die ellende uitbring. Maar dan sê hy, maar jy moet dit doen. God self doen dit in middel van sy verteenwoordigers. Hy is nie hierdie genie uit die boks uit nie, of genie uit die keteltjie. God wil dit doen, maar Moses wil dit doen. Jy moet dit doen, ek moet dit doen, ons moet dit doen. En net daar verander, jy weet nou wat Moses was. Moses was hierdie fris klomp. Hy was hierdie oude in die army was. Hy het die besigheid begin. Hy het getrek. Hy het iets oorwin. Hy het die wêreld oorwin en 'n suksesvolle gesin begin. Hy het alles gedoen, totdat God vir hom gesê, ek het jou nodig. Wanneer toe God vir hom sê, jy moet nou vir my begin werk. Raai wat gebeur toe? Hierdie reus van 'n man. Hierdie ou wat mense kan doodslaan. Hierdie ou wat vrienderame kan oorwin. Hierdie ou wat enigiets kan doen. Hier begin Moses. Toe sê Moses vir God, wie is ek? Dat ek dit by die Farao sou waag, dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. Wie is hy? Hier kom betwyfel hy sy eie karakter. Eerste ding wat ons doen, ons betwyfel ons karakter. Wie is ek? Wie is jy? Dat God jou wil gebruik. Jy is iemand, jy is iemand. So kom sal God jou wil gebruik. En
die snaapsheid van hierdie as Moses sê, wie is ek? Dan as hy nooit daaroor dink en onthou, hy het die Farao se huisvrou geword. Dus dalk is hierdie die nuwe Farao, dalk is dit die boetie wat saam met hom groot geword het. Dalk is dit sy stiefpa, weet jy wat die Farao is, maar hy is juist die ou, maar hy betwyfel sy karakter. Die volgende ding wat hy doen, daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van my voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Die volgende twyfel wat hy kry, is hy twyfel sy godskennis, sy Bybelkennis, sy Christelike kennis, sy geloofskennis. Hy betwyfel of hy genoeg geloofskennis van hom om dit te doen. Dit is so typies van ons. Ons sê vir die Here, nee, ons het nie die genoeg van kennis nie. Ons weet eenvoudig wat sy naam. Hoe sal ek dat die mense sê, wie my gestuur? Wie my gestuur? Hy is bang vir mislukking op. Hy is bang, as hy iets doen, gaan het 'n mislukking wees. Ons almal is bang vir mislukking. Niemand van ons beplan 'n ding om te misluk nie. Jy wil nie misluk nie. Dit is die slegste ding in die lewe om te misluk. Volgende ding, maar toe sê Moses, sê nou, Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Sê nou hulle sê ek se liefde. Sê nou hulle sê ek praat snel. Ek het nie die vermoëns. Hy twyfel sy eie vermoëns. Hy twyfel of hy geglo gaan word. Dis alles tipies dinge wat ons uitdink as God sê kom, ek het jou nodig om dit te doen. Toe sê Moses, Eksodus 4:10. Toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou nie. Hier waar ek net, waar U met my praat, ek praat swaar en ek my tong sukkel. Begin net regtig twyfel in sy chaos. Hoekom sal God hom roep om 'n prater te word? Hy wat nie kan praat nie, hy wat hakel, hy wat stotter, hy wat skaam is. Hoekom sal God hom roep? Wie van julle het vir Jan de Man geken? Hy het 'n predikant wat in Britsdorp in die kerk was. Ek het eendag gepreek by ons luister en so. Hy preek, die Here preek, vlot. En na die tyd het ons vra, later hy, soos jy nie kan glo. Hy in sy gewone lewe is hy die grootste hakelaar onder die son. As hy preek, hakel hy nie woord, hy gaan nie so. En dis wat God doen. So, die ding is, hy tel. En dis my thema van die preek. Gaan ons ander tallen en verskonings uitdink en sê, Here, ons kan nie vir die werk nie. Ons het eenvoudig net nie die kennis nie, net nie die waagmoed nie. Ons het nou wel waagmoed gehad om 'n besigheid te begin, om iets anders te doen. Ek is die sterkste in die wêreld, behalwe as dit om vir God te werk. Dan is ek die swakste in die wêreld. Of van ons hierdie Rubicon oorsteek en vorentoe gaan. Want as Moses nie hier oorgesteek het nie, was die Israeliete vandag nog slawe in Egipte. As Moses nie hier sy Rubicon, hierdie soetes, hierdie vrese kon breek nie, was hulle vandag nog slawe in Egipte. Hulle sou nooit die beloofde land gekry het. En God vra nie vir jou, wat is jou ability of jou inabilities nie. God vra vir jou, wat is jou availability? So God werk nie met jou swakhede. Is dit nie so in die Nuwe Testament geskryf wat sê, ek is juist op my sterkste wanneer jy op jou swakste is. Hierna, lees ons baie verhale van mense wat swak was. Daar in die Rigterstyd. Almal wat in die Rigters was swak geweest. Selfs Samson was swak. Kom in by vreemde vroue. Hy het 'n oog gehad vir 'n vrou. Vreemde vrou. Gideon was so ongelowig soos 'n Thomas geweest. Ehud het 'n gebrekkige handjie gehad. Hy kon nie eens sy swaard uithaal. Maar God het hulle almal gebruik as rigters. Die ding is, as God jou roep, dan gaan hy jou nie los. Wat gebeur het met Moses? Hy het Moses nie al bepaal gemaak. Hy sê, Moses, kom ons werk saam met my.
van hy staf van jou, gooi jou staf van jou, word het geslaan. Hy het hom bemagtig die hele tyd. Vandat hy die Farao besoek het, elke keer bemagtig. Elke keer as Moses met die Farao was, het God iets gedoen, die mening moet verander. Die springplan, die padda, wat ook al. God het die hele tyd vir Moses bemagtig. Totdat Moses naderhand soos 'n kampioen-generaal gelyk het. En Moses is dieselfde ou wat nie kon praat nie. Naderhand, aan die einde van die verhaal, is Moses hierdie hero van Israel. Hy is vandag nog die hero van Israel. Omdat hy die Rubikon kon oorsteek, omdat hy die vrees kon bepaal. En wat gebeur is, dis nie jy wat het kan begin doen nie. Dis nie jy dat iets word nie. Dis God wat jou gewillige bekwam. Ons lees in Filippense 2 vers 12 en 13. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. Jy hoef nie eens te wonder nie, want God gaan jou die gawes gee. Hy gaan jou die ingrediënte gee om te doen wat jy moet doen. Dis waaroor Christendom gaan. Christendom gaan daaroor dat ons God se armes word, God se vriende word, dat ons sy mense word, sy verteenwoordiger word. Dis wat hy in die begin gesê, Genesis 1:26, die mens gemaak het. Genesis 1:27, God het die mens gemaak na sy beeld. As verteenwoordigers van God het hy die mens gemaak. Man en vrou het hy die mens gemaak. Hy is die verteenwoordiger. En dis vandag weer wat gebeur het. Die kerk het vir baie lang verkeerd geopereer met die dominees en die diakens wat al die werk gedoen het. En die ouderinge wat rustig gehou word. Dit werk nie meer so nie. Vandag is al nie meer seker goeders nie. Daar's mense wat gelowig is, wat gawes het, wat het gebruik. Gawes om te lei, gawes om stil te bly, gawes om te praat, om te bak, om te koop, en iets te doen. Ons is Christus. Ons is die liggaam van Christus. Ons is die hande en die voete van God. Moenie dat God vir ons sê, ek wil julle verlos, maar julle moet dit doen. En dan sê ons is Moses, ons kan nie praat, ons kan nie. Ons het Christus aan ons kant. Ons is in hierdie kant van Christus. Hy het sy Heilige Gees in ons hart uitgestort en ons bemagtig. Amen. Baie dankie dat ons hierdie waardevolle les van Moses kan leer. Ons is maar soos Moses hier, sterk as ons vir ons eie goed sterk, maar swak as ons vir God moet kan. Ek gee vandag vir ons die waagmoed om die vrees te breek om vir God te werk, om namens God te kan begin leef en te lewe en te doen en te maak, asof ons God die wek op ons skouers het. Asof die Heilige Gees nie net binne ons is, maar dat hy om ons staan soos 'n wolk, dat ons kan begin doen in hierdie lewe. En dat ons ook soos Moses hierdie Rubikon kan oorsteek en sien hoe God hom bemagtig. Elke plek is hy bemagtig. Alles sterker, tot hy naderhand die see laat oopgaan het, tot hy naderhand water uit die rots het wat kom het, tot allerhande goed gebeur het om hom, omdat hy die Rubikon oorgesteek het. Ons dank U vir die les en bid Here dat ons die krag sal ontvang en getuies vir U sal wees oor die ganse aarde. Bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen.